saam kan kuier. So ek dink die Here is vir ons goed. Ons is dankbaar daarvoor en mag ons in hierdie ruimte ook net iets beleef van 'n nuwe seisoen, 'n nuwe ervaring van die Heilige Gees, van verhouding ons kan bou en ons sien uit daarna. Ons sal waarskynlik in die toekoms kyk na 'n spesiale diens ook daarvoor, maar baie dankie, ons is baie opgewonde vir dit wat die Here ook hier wil doen. Kom ons bid saam en ek wil sommer vir 1 of 2 mense vra wat miskien net gemaklik voel om te bid en vir die Here dankie te sê, en dan sal ek vir ons net afsluit. Is daar enigiemand wat net bly voel om te bid en dankie te sê? Loof en prys die Here dat U voorsien het vir ons behoeftes, ons bedieningsbehoeftes, ons fellowship behoeftes, Here, dat dit 'n billike prys is wat ons kon kry, dat dit 'n mooi lokaal is, Here, dat ons voel geseën en ons voel opgewonde vir die lokaal wat U vir ons gegee het, waar ons U kan aanbid. En ons dankie, Here, dat ons besoekers in die gemeenskap kan uitnooi en dat ons verhouding met U kan verdiep, met mekaar kan versterk en vir vriende van die omgewing kan 'n geestelike tuiste kan gee ons eer die Here, ons loof U en mag U Heilige Gees teenwoordig wees en kragtig werk om mense se lewens te verander in Jesus naam. Amen. Dankie. Is julle reg? Daar sy. Ook baie welkom aan die wat ingeskakel het. Dis lekker om julle ook deel van die verrigtinge vanoggend te kan hê. So, ons is besig, ek maak vandag klaar met die Dawid reeks. Ek weet daar was nou 'n bietjie van 'n breek met 'n klomp goed, maar ons maak vandag klaar met die reeks oor Dawid, die geestelike reus. Nou toe ek 'n jong seentjie was, en my pa het, julle onthou die goeie ou dae, toe daar nog 'n pak slaag uitgedeel word, toe jy nog klein was en jy weet, jy het nog 'n pak slaag gekry as jy iets verkeerd gedoen het. En een dag, toe was ek en my boetie nou weer stout geweest. Ek kan nie eens onthou wat ons gedoen het nie. Hy is eintlik meer die stout hier, ek was nie sommer stout geweest nie, maar. En my pa sê toe, nee, maar hy gaan iets anders met ons doen vandag. En hy kom na ons toe, hy het hierdie beld gehad. Rinkie, en die beld het hy toe vir ons kom gee, en hy sê toe vir ons, okay, hierdie was verkeerd gewees, en vandag gaan ek julle nie die pak slaag gee nie, ek gaan die pak slaag vat. Julle fout wat julle gemaak het, ek gaan die straf vat, nee, en ek gaan buk en dan kan julle my slaan. My boetie het so sleg gevoel. Hy het nie geweet waarom sy kop te druk nie. Hy sê, nee, ek is regtig jammer pa, ek kan dit nie doen nie. Hy het so sleg gevoel, ek het my pa gesê, gee die beld. Wat was die verskil gewees tussen die twee response? Ek dink nie ek het die les geleer, wat my pa wou gehad het, ons moes leer nie. Maar my boetie het berou gehad. Hy het sleg gevoel, en hy het regtig berou gehad, dat dit wat hy verkeerd gedoen het, dat my pa nou die pak slaag daarvoor, die straf moet vat. Vir my was dit 'n geleentheid om my pa pak slaag te gee. En ons gaan 'n bietjie daaroor praat vandag, dat as ons regtig vergifnis vra,
Jy weet, jy het al, hoe doen ons dit? Wat is ons gesindheid? Jy weet, as jy jou kinders al groot gemaak het, dan sê jy nou vir hulle, hoorie, julle moet nou, dit was verkeerd gewees, sê nou asseblief jammer, dan is dit jammer. Dan loop hulle in die weg. Nee, sê dit op 'n mooi manier. Of, daar's 'n konflik in die huis, en julle praat, en die man en vrou, of is die kinders, en dan praat jy dit nou deur, en dan sukkel mense om jammer te sê. Mense sukkel om skuld te erken. Nee, ons blind shift. Nee, dit was die ander persoon. Ons wil nie sleg lyk dat ons verkeerd gedoen het. Of ons sê, ek is regtig jammer dat jy so voel. Ek is jammer dat jy so belewenis het. Nou kom ons kyk bietjie vandag na die storie van Dawid en wat gebeur het toe hierdie magtige geestelike reus eintlik geval het. En wat gebeur het. Ons het begin die eerste keer, toe praat ons oor hoe Dawid gevorm en voorberei is en toe gesalf is om as koning van Israel op te tree en wat hom laat uitstaan het. Wie kan vir my sê, wat het hom laat uitstaan bo al sy broers? Want hy is nie eens genooi nie. Wat het hom laat uitstaan? Kan jy onthou? Ek kan die hele preek nou weer doen. Sy hart. Van buite af het die broers aantreklik en sterk en alles gelyk, dis hoe koning Saul was, maar sy hart. Hy was die skaapwagter, hy is nie eens genooi nie. Maar daar is gesê, dis die man. Hoekom? Want sy hart was reg. Die karakter, daar's 'n liefde vir die Here gewees, 'n getrouheid teenoor die Here. En dis waarna God gekyk het. Toe is hy gesalf. Die tweede week toe kyk ons na Goliat moet val en hoe almal bang was vir Goliat die reus en hy wat al deur die ervarings was om 'n leeu en 'n beer dood te maak en die skape te beskerm. Die Here het hom voorberei daarvoor. En toe daar eers met sy God gespot word, toe sê hy nee, maar hoe kan ons dit toelaat? En die Here gee vir hom die braafheid, die Here gee vir hom die krag, die Here gee vir hom die geloof, en hy gaan oorwin Goliat. En toe die week daarna, toe kyk ons na, dit was Goliat moet val, toe kyk ons na die Goliats in ons lewens, hoe daar baie keer Goliats is, en hoe ons dit moet benader, en hoe ons daai Goliats moet oorwin. Daar was 'n Goliat van verwerping, en van verslawing, en van woede, en van vrees, en ons het nou al daai verskillende Goliats en reëse gekyk, wat ons almal maar in ons lewens het. En nou vandag gaan ons die prentjie klaarmaak. En ons fokus nie net, julle kan hoor al die pad, was dit hierdie wonderlike man. Dit was hierdie dapper herder gewees. Dit was hierdie magtige koning. Dit was hierdie geestelike reus. En vandag praat ons oor die sterk en die swak koning. En hoe hy ook maar net mens was. En hoe hy ook geval het. Hoe hy nie net vir Goliat laat val het nie, maar hoe hy ook geval het. Maar wat gebeur het toe hy geval het? En sy gesindheid en hoe die Here dit ook weer kom herstel het. Nou, ons gaan saam lees Psalm 51 vers 1 tot 15. Maar voordat ons dit lees, gaan ek net so 'n bietjie agtergrond gee. Net om die storie nou mooi te voltooi. Dawid is gesalf as koning, maar toe is hy dadelik weer skaapwagter, die tyd was nie reg gewees nie. En die Here het eers 'n pad met hom net soos Josef gestap, waar hy deur koning Saul vervolg is. Hy was jaloers op hom gewees en hy het hom probeer doodmaak en 2 keer kon hy vir koning Saul doodgemaak. Hy kon net tot by die koningskap 'n vinnige maklike pad gevat het. Hy kon die wraak uitgevoer het. Hy kon vergelding laat plaasvind het. En sy man het gesê, maak hom dood.
Hy gee vir jou soveel moeilikheid, swaar kry. Hy het gesê, wie's ek om my hand, vir die gesalfte van die Here te lig. Hy sê, die Here sal sê, the Lord will have his vengeance. Die Here sal met hom werk. En later word hy koning, en hy was 'n ongelooflike koning. Hy was 'n magtige koning gewees. Hy het in sy tyd, hy was 'n begaafde leier, dat hy al die stamme in eenheid, polities en geestelike eenheid saam gesnoer het. Hy was 'n briljante generaal ook gewees, strategies baie goed. In daai tyd was Israel op sy heel sterkste, hulle het al die vyande oorwin, en die grondgebied wat hulle gehad het, was 10 keer meer as enige ander tyd, tydens die Rigtertyd gewees. Hy was ook 'n goeie administrateur gewees. Hy het 'n doeltreffende koninkryk en militêre strukture opgestel. Hy was 'n geestelike leier ook gewees, want hy was 'n aanbiddingsleier, en ek dink 76 van die psalms is deur hom geskryf, maar terwyl hy na die skape gekyk het, het hy 'n ongelooflike, intieme, persoonlike verhouding met God ontwikkel. Dis hoekom sy hart so na God was. Want daar was 'n persoon, dit was nie wetties nie, dis nie al hierdie opdragte, en ek moet dit doen, en ek moet nou geestelik genoeg presteer. Hy het net 'n verhouding, 'n pragtige verhouding met die Here gehad. Aanbiddingslewe, hy het gefloreer, hy het hulle gehelp. Toe hulle nou voorheen en rond, dan val hulle rond tussen al die afgode dien, om 'n geestelike identiteit weer in die Here te kry. Hy het nie maar net in sy belang opgetree en sy ding gedoen nie, hy het hulle gelei om God se wil te doen. En dis die ander eienskap van sy hart. Hoekom daar later gepraat is, hy's 'n man na God se hart, want hy het God se opdragte uitgevoer. Hy het gedoen wat die Here gesê het. As jy nou in 'n rugby span is, en dis nou die coach, en dis die kaptein, dan wil jy soek jy gewoonlik 'n kaptein, wat jou opdragte kan uitvoer. Wat nie elke ding gaan bevraagteken, en teen jou gaan werk nie. En dis hoekom hy 'n man na God se hart was, want hy het God se opdragte uitgevoer. En interessant, Jerusalem is gevestig as die geestelike hoofstad, waar die verbondsark gestaan het, en daarna is verwys as die stad van Dawid. So, julle hoor hoe suksesvol was hy. Hy was nie net 'n magtige koning nie, hy was 'n geestelike reus gewees. En hy is op die hoogtepunt van sy leierskap en van sy koningskap. En in 2 Samuel, die hele Psalm 51 vers 1 tot 15 is 'n belydenisgebed vir 'n gebroke koning. Maar dit kom vanuit die storie, julle kan dit op julle eie gaan lees, van 2 Samuel 11 en 2 Samuel 12. Dat toe alles so goed gaan, en hy het gearriveer, en hy is briljant, toe val hy. En is dit nie interessant nie? Partykeer as ons swaar kry, as ons afhanklik van die Here, en ons vertrou hom, maar partykeer as dit so goed gaan met ons, en ons het nie eintlik iets nodig nie, en ons is okay, en dinge is gerieflik. Dis wanneer die duiwel ook baie keer kom, die vyand, en ons swakhede aanval. En dis presies wat met hom gebeur het, want hierdie geestelike reus, wat soveel reg gekry het vir die Here, wat vir Goliat die reus laat val het self geval. Nie deur 'n eksterne vyand nie, maar 'n interne versoeking, swakheid, wat hy gehad het. Op daai stadium, hy het geval vir 'n versoeking, hy sit op sy dak, julle ken die storie, en hy kyk rond, en hy sien vir Batseba, bad, en hy vra nee, sy moet kom, na sy kamer toe, julle ken die storie verder. En hierdie magtige koning, het geval, deur sy magsmisbruik. Hy het sy posisie misbruik, né?
want die vrou het nie 'n keuse gehad nie. Hy is die koning. En hy het sy posisie, sy mag, daai posisie wat die Here vir hom kom gee, het hy misbruik. En hy het in sonde verval. En toe word sy swanger, julle ken die storie, en hy laat roep haar man, en hy probeer om die boslei, om by haar aan huis te gaan, want hy moet nou toesmeer. Dit gaan ons nou baie sleg vir sy reputasie lyk, as koning, en as geestelike leier. Maar dit het nie gebeur nie. Hoekom? Uria het gesê, hoekom moet ek, as al die ander soldate in die veld slaap, hoekom moet ek nou by my vrou gaan slaap? Nee, hy het daar op die stoep geslaap. Hy het homself probeer dronk maak, en dit het nie gebeur nie. En toe sê hy, okay, sit vir hom reg voor, in die oorlog, en hy is dood. Hy is doodgemaak. So hierdie geestelike, jy het gehoor wat sy ongelooflike, suksesvolle, geestelike reus en koning hy was. Hy het nou egbreek gepleeg en moord gepleeg. Nou wat dink julle sal vandag gebeur, as 'n dominee in die ACK, Nieu-Seeland, egbreek pleeg, en dan sommer die persoon se man ook, sommer doodmaak. Kyk, verstaan ons die intensiteit van die sonde? Dit is ongelooflik. En hy het dit stilgehou vir die hele jaar lank. Hy het niks gepraat daaroor nie, niks gesê nie. En hy het haar getroos, en hulle is getroud. En toe stuur die Here in 2 Samuel 12, stuur hy vir Nathan, die profeet. Hy kom vertel hom 'n storie, en hy sê vir hom, weet, daar was 'n man gewees, daar was 2 bure, dit was 'n ryk man en 'n arm man, en die ryk man het klomp, jy weet, vee, skape en vee en alles gehad. Die arme man het nie een ou klein lammetjie gehad, maar dit was soos 'n kind in hulle huis gewees. Hulle het met hom geslaap en gespeel, en maar dis al wat hulle gehad het. Eendag toe die ryk man kom, en hy het nou gaste ook, toe wil hy nie van sy skape vat nie, toe gaan haal hy daai een skaapie van die arme man. En Dawid was woedend, en hy sê, daardie man moet sterf. En die profeet Nathan kyk hom in die oë en sê, jy is daardie man. In daai tyd het hy baie vrouens gehad, hy het al die weelde gehad, en hy het iemand wat 'n soldaat was, wat vir sy koning in sy land beklei het, vermoor en sy vrou vir hom gevat. En op daai punt, dis asof hy net in 'n wêreld van sy eie was, hy het gekompromeer, hy verhouding met God was nie daar nie. En God het 'n heilige karakter, en hy, in sy heilige karakter, is daar nie plek, is nie versoenbaar met ons sondige natuur nie. Veral as jy 'n leier is, want hy's nou 'n leier, hy sê die geestelike leier, en hy word aangespreek. En ons gaan 'n bietjie kyk wat het toe gebeur. En dis die konteks vir hierdie, en hy besef, wow, ek was verkeerd. Kom ons lees, wat bid hy vir die Here. Belydenisgebed van 'n gebroke koning. Vir die koorleier 'n psalm van Dawid, na aanleiding van dat die profeet Nathan na hom toe gekom het, oor die oorspel met Batseba. Wees my genadig, o God, in die troue liefde. Wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld. Reinig my van my sonde. Hy sê nie net jammer, vergewe my nie, hy smeek vir God. Was my skoon, reinig my. Ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Het geweet wat hy verkeerd gedoen het. En hy sê hierso, teen u en u alleen het ek gesonde. Ons vergeet in ons sonde, dat dit nie net teenoor mense is nie, is teenoor God. Want die verbondsverhouding met God word verbreek. Hy sê, ek het eerstens teenoor u gesondig.
Ek het gedoen wat verkeerd is in die oë, die uitspraak is dus reg en die oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is. Hoekom sê hy dit? Want ons as mense word gebore in sonde en ons kies om te sondig. Met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Vers 8. Maar u verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe u wil dat ek moet lewe. Neem tog my sonde weg dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Vers 10, laat my weer blydskap en vreugde belewe, so hy het in die tyd nie die blydskap en die vreugde beleef nie. Hoekom? Want sonde bring dood. Dit vat vreugde weg, om nie in daai verhouding met God te wees nie. Dit vat 'n mens se vrede weg. En sê, laat ek weer daai blydskap en daai lewe weer kan beleef. U het my verbrysel, laat my weer jubel. In vers 11, moet tog nie agslaan op my sondes nie, wis my skuld uit. Hy pleit by die Here. En hier is die kernvers, vers 12. Skep vir my 'n rein hart. Dit is my so mooi. Create in me a clean heart. Skep vir my 'n rein hart. O God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van u af wegdryf en die Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur u verlos is. Laat my u weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat u van 'n mens verwag, dat die sondaars hulle tot u sal bekeer. Mag die Here sy woord ook vandag aan ons seën. Ons gaan nou na 'n paar punte kyk. Die eerste ene is die val van 'n sterk koning en die vergifnis wat hy vra en die genade wat hy ontvang. Hy was 'n sterk koning gewees, Goliat het geval en toe val hy. Hy het self geval. Deur 'n versoeking, deur oorspel, deur sy mag te misbruik, deur moord te pleeg, deur misleiding. En hy kom in die eerste plek, is dit nie veel interessant, toe hy aangespreek en uitgedaag is deur Nathan, die profeet. Toe het hy gesê, nee, hy het dit nie ontken nie, gesê, nee, ek het dit nie gedoen nie. Baie keer sal dit gebeur, nee, mense sal eerstens ontken. Hy het ook nie verskonings gemaak nie, jy moet verstaan, nee, ek meen, 'n man is nie 'n klip nie, jy weet, sorry. Hy het nie verskonings gemaak nie. Hy het dit nie geminimaliseer, hy het gesê, nee, maar dit is nie so erg nie. Hy het homself nie regverdig nie. En baie keer, ons eerste reaksie, as ons uitgedaag word, dat ons verkeerd gedoen het, is, my beeld moet, ons beklei terug, en my beeld moet beskerm word. My reputasie moet beskerm word. En ons is hardkoppig en ons wil dit nie erken nie. Een van die moeilikste goed in die werksituasie of in sport mee te werk is iemand wat nie 'n teachable spirit het nie, wat nie accountable gehou kan word nie. Dit is so moeilik vir ons. En dis sy eerste plek wat hy doen. Hy het niks van daai goed gedoen nie. Hy het gesê, ja, ek was verkeerd. Want ek ben baie keer, dan het ons mos nou verskille, en dan voel dit of iemand jou vals beskuldig, en jy stem nie saam nie, en dis, ek meen, dan kan die mens mos nou verskil van iemand. Mens moet toch maar kyk, wat het hulle beleef, en wat was jou bedoeling, en wat was hulle belewenis, maar baie keer sal mense valse beskuldigings maak, ja, dis reg. Maar ons moet ook wees, want ons sien nie altyd ons foute nie, dat die Here vir ons kan wys, maar dis verkeerd. In 'n verhouding, of in iets wat jy verkeerd doen, of iets wat jy nie doen nie. En hy kom eerstens, en hy herken hy is verkeerd. En tweedens, dink hy nie, hy verdien nou,
Hy is nou entitled tot vergifnis, omdat hy nou die koning is. Nee, hy maak aanspraak op vergifnis op God se karakter. Sy karakter, en dit lig dit uit van barmhartigheid, van getroue liefde en van genade. En dis wat hy vir die Here sê, ek is regtig jammer, en ek weet, Here, U is 'n genadige God, U is 'n liefdevolle God, U is 'n barmhartige God, en kan U asseblief daarvolgens vir my vergewe? Daar was 'n storie vertel van 3 predikante. Hulle is nie altyd heiliges nie. Toe het hulle 3 het uitgegaan om vis te vang op die meer. En hulle sê toe vir mekaar, maar hulle gaan nou hulle diepste geheim met mekaar deel. Né? En hulle sondes, hulle preek elke week oor sonde, so hulle gaan nou deel, wat is die grootste sonde waarmee hulle sukkel in hulle lewe? Okay? En Dominee A sê, okay, moet dit nie sê nie, maar ek het 'n skelmpie. Ek het 'n skelmpie en ek sien haar eenmal 'n week en hy herken hy pleeg nou egbreek. En die ander dominees kyk hom so aan. Dominee B sê, okay, ek het 'n probleem met geld. So ek sit my hand in die kollekte en ek vat dit huis toe en ek manipuleer die geld en ja, ek sukkel 'n bietjie daarmee. Mense kyk hom aan, oef. En hulle sê vir Dominee C, nou wat is jou probleem? Hy sê, weet jy, my grootste probleem is, ek skinder. En ek kan nie wag tot ons by die dorp weer kom om vir almal te sê nie. Dit is moeilik, as ons verkeerd doen, om te sê ek is verkeerd. Om dit te herken. Maar as ons dit nie kan doen, hulle sê nie, as iemand 'n probleem met alkoholisme het, jy kan niks doen, totdat hulle op die punt kom, dat hulle herken hulle het 'n probleem. Dan kan jy met hulle werk. En hier is die eerste beginsel van ware belydenis, is, jy gaan eers na God toe. In ander woorde, jy fokus op God, deur om vir hom te sê, Here, ek gaan nie maar net ek gaan nie probeer wegkryp soos Adam van die Here nie, ek gaan nie probeer om dit te ontken nie, ek kom voor God, en ek herken, ek is verkeerd. En die tweede ding is, ons maak, om aanspraak dan te maak, die aanspraak die maar te vra dat die vergifnis nie op jou plaasvind omdat jy so oulik is nie, maar omdat God so getrou is, dat hy genadig is en barmhartig is. Dis die eerste beginsel. Okay, tweede een is om te bely en regtig berou te hê. Want het julle al gesien as iemand jammer sê en as hulle regtig jammer sê? Dan sê vir die kind, maar gaan maar weer kamer toe, en as jy nou reg is om op die regte manier jammer te sê, kom. En dis wat hy vir ons hier demonstreer. Hy het nie net gesê hy is jammer nie. Hy het dit regtig bedoel. Dis nie net 'n jammer om verskoon te word vir die feit dat hy eintlik nou uitgevang is nie. Jy het gehoor as iemand nou, hy voel nou sleg, want hy's nou uitgevang. Die seun het nou, hy's uitgevang dat hy nou afgeskryf het, nou voel hy sleg. Nou, wat het gebeur? Nee, ek voel sleg want hulle het my gevang. Of, voel sleg, want dis die konsekwensies, ek moet nou in detensie gaan sit. Wat hy vir ons wys is, hy voel sleg, want hy weet, hy het nie net vir die Here kwaad gemaak nie, hy het sy hart gebreek. Hy het die verhoudingsskade gedoen. Dis hoekom hy berou het. Jy weet, as jy met jou man of jou vrou konflik het, en daar's 'n
ongelukkigheid. En hulle kry seer. Dis nie lekker om dit te sien. Dis wat hier gebeur is. Hy bely dit, want hy besef in die eerste plek vers 6, ek het teen u gesondig. Enige sonde, ek het teen God gesondig. So ek moet vir die Here jammer sê. Ja, en ons sondig teen mense, want dis hoekom God sonde haat, want sonde is daar konsekwensies voor. Daar's seer, daar's swaar kry wat uit sonde kom, teenoor mense, teenoor jou, jy voel skuldig, daai verhouding met die Here word verbreek, en teenoor God. Maar hy sê, hy is jammer, en hy smeek, hy sê, vergewe my, was my skoon, ek is regtig jammer. En dis die tweede beginsel is, don't just look at the root, but look at the fruit. Dis nie net, ja, ek het nou dronk geword nie. Dis die vrug. Wat is die wortel? Ja, ek het trauma en ek het dit nie verwerk nie, en ek voel sleg, en ek wil ontvlug. Of jy het uitbarsting, en jy raak kwaad, jy het woede uitbarstings, dis die vrug. Wat is die wortel? Dalk is daar trauma in jou lewe gewees, waar jy verkleineer was, of verwerp was, of nie gerespekteer was nie. En dis eintlik die wortel. So dis die tweede beginsel, is om regtig berou te kan hê. En na die wortel te gaan kyk. Die derde ene is die diepte van ware bekering en berou. So, jy erken, you confess, so jy erken en bely jy's verkeerd, jy smeek vir vergifnis, jy het regtig berou, jy sê nie maar net jammer nie, en dan moet daar 'n vernuwing en 'n verandering plaasvind. Hulle noem dit bekering. Hy het regtig berou gehad, hy het sleg gevoel. Hy wou weer opnuut met God versoen. Maar hier is die sleutel. Hy het in vers 12, en ek dink is in die Engels is dit vers 10, hy het gesê, skep in my 'n nuwe hart. Create in me a clean heart. Hy het nie gesê, help my asseblief om dit beter te doen nie, of, Here, my hart is nie heeltemal reg nie, help. Hy het gesê, Here, gee my 'n nuwe hart, want my hart is vol sonde. Gee vir my 'n nuwe hart, gee my u hart. Want dis al hoe ek dit kan regkry. Create in me a clean heart. Die woord daar in Hebreëus is bara. Nergens in die Bybel praat hulle van behalwe in Genesis toe dit praat van die Here wat die hemel en die aarde geskep het. He created the world. Ex nihilo. He created something out of nothing. Hy het nie iets gevat en dit verander nie. Hy het iets uit niks uitgemaak nie. En dis daai woord wat sê, Dawid wat sê, Here, kom geef my 'n nuwe hart. Want dis eintlik waar ons moet wees as ons by belydenis kom. Ek soek u hart. Ek wil met u oë daarna kyk. En hy kom sê, gee my 'n nuwe gees. Kom vernuwe my gees, Here. Laat u vir my die krag gee. Want as ek die gees kan hê, dan gaan ek blydskap hê en dan gaan standvastigheid hê. En standvastigheid om die regte besluite te maak. Gee vir my 'n nuwe hart. Kom vernuwe my gees, dat ek sterk kan wees. En hy sê, moenie my van u teenwoordigheid wegvat nie. Hoekom het hy dit gesê? Want Saul, daar word gesê van Saul, dat hy die Heilige Gees het hom verlaat. En hy sê so, moet my asseblief nie verlaat die Heilige Gees, en moet my nie wegstoot nie. Hy wil dit nie verloor nie, hy wil nie uit die teenwoordigheid van die Here verloor nie. Daar moet 'n verandering kom, en dis die derde beginsel van ware belydenis. Dit is nie maar net ek is jammer en ek gaan nie, ek soek transformasie, ek moet verander, ek soek nie maar net verligting nie,
Ek soek transformasie. Ek moet by die ware wortels uitkom en vra Here, kom verander my. Dat ek by u hart kan uitkom. Dat my verhouding met u kan herstel. Dat ek net wil hê wat u wil hê. En doen wat u wil hê ek moet doen. Dis dieper as net ek jammer en ek gaan in. En dan laastens, kyk ons na die vrug en die herstel wat plaasvind, maar ook die konsekwensies van sonde. Want daar is maar ongelukkig altyd 'n konsekwensie van sonde. Wat jy saai, sal jy maai. Daar's dissipline. Kinders hou nie altyd van die dissipline nie. Hulle wil vryheid om te doen wat hulle wil, maar dissipline is belangrik. Dissipline. Daar's 'n konsekwensie. En verskillende sondes het verskillende konsekwensies teenoor jou en teenoor ander mense. En dis hoe dit met hom was. Wat was een van die konsekwensies? Die kind wat gebore is dood. Daar was dood. Sonde bring dood. Wat het nog gebeur? Maar uit dit is daar tweede kind gebore, Salomo, wat toe geheers het. Sien julle al klaar, hoe kan die Here uit iets verkeerd, iets sleg, nuwe lewe bring? Want dis sy hart. Dis God se hart. Toe Salomo gebore, wat toe sy opvolger was. Wat het nog gebeur? Hy het baie familieprobleme gehad. Daar word vertel in 2 Samuel 12, vers 10 en 11, daar sal altyd 'n swaard op jou huis wees, daar sal ellende wees, daar was met ander woorde, sy seun Absalom was in opstand teenoor hom gewees, amper die troon van hom gevat, daar was bekleierery in die huis gewees, daar's gesê sy vrouens sal verhoudings met ander mans in die openheid hê, want hy het dit in die donker te gehad. So hy het 'n klomp konsekwensies gehad vir daai sonde. Maar God is 'n God van geregtigheid, maar hy is ook 'n God van vergifnis, van versoening, van tweede kansse, en dit geld vir almal van ons. Want ons almal is net soos Dawid, ook was sondig. En dis, kyk dan die positief wat hier uitgekom het. Matteus 1 en vers 6 sê, van Dawid, ek dink is belangrik dat ons net dit vir ons self net in perspektief sit. Het jy al gewonder, hoekom is Saul so, jy weet, sleg behandel? En Dawid, hy het eintlik erger goed gedoen. Maar dis asof daar was net 'n beter toekoms en herstel vir hom. Wat was die verskil tussen die twee? Die verskil was, Saul wou nie erken dat hy verkeerd is nie, en hy het aangehou met daai sonde. En hy het in opstand teenoor God gekom. En God kon hom nie meer steun en gebruik nie. Dawid het groot gesondig, moord, egbreek, maar hy het nie aanhoudend gesondig nie. Hy het besef hy's verkeerd, en hy het na God toe gedraai, en God het hom vergewe. Hy het 'n hart na God gehad. Hy wil sy verhouding en sy hart met God vernuwe. Hy wil daai eenheid met God weer bewerkstellig. Hy wil weer doen wat God wil hê hy moet doen. Want dis wat eintlik moet gebeur. Dit moet ons nader trek aan God, sodat ons verander, en dat ons vernuwe kan word. En dis wat hier met hom gebeur. Hy sê, in Matteus 1 vers 6 sê dit, Dawid was 'n man so na die hart van God. Maar hoe is dit moontlik? Hy het dan moord gepleeg, hy het dan egbreek gepleeg, maar God se genade is groter as enige sonde. En net so het hy vir my en jou lief, wat ook al die sonde is, wat ook al die Goliats is, en ek wil vir jou uitdaag vandag, ons kan nie maar net oblivious wees, en soos hy vir 'n jaar nie ge-worry het daaroor nie. En partykeer is dit lê die sonde in iets wat ons verkeerd doen. Partykeer is dit in verhoudings, of ons is kwaad vir mense, of ja, ek weet nie wat dit kan wees nie. Maar ek vir jou uitdaag vandag, bring dit na die Here toe. Want as hy vir Dawid, wat so groot gesondig het, kan herstel bring,
dan kan hy dit vir my en jou bring. Hy is 'n man na God se hart. Vanuit sy bloedlyn, dit is in Handelinge 13 vers 22. Hy het uit God se opdragte uitgevoer. Uit sy bloedlyn is Jesus gebore. Eintlik het die Here al klare prentjie kom gee deur Dawid en hoe hy vir die Here geleef het en hoe hy geval het en gesondig het, maar hoe die Here vir hom herstel gebring het. En dit het gewys na Jesus wat vir ons ook vergifnis en herstel sou bring. Jesus het gekom uit sy bloedlyn uit. Wat het hom gebeur? Ons lees daar in vers 14 en 15. Hy vra, Here, kom verander my, vergewe my, verander my, maar kom rig my weer op om 'n getroue dienswerker vir U te wees. Om vir U te dien. En dan sê hy ook, sodat ek mense kan leer van die waarheid van wat reg en verkeerd is. En baie keer, die mense wat goed deurgegaan het, kan mense die meeste help, want hulle was daar, hulle verstaan, hulle kan help. En dan is dit ook om te kan praat. Dit sê daar in vers 15, laat ek vir mense vertel, sodat hulle gered kan word. So dit gee nie om wat in jou geskiedenis gebeur het, in jou verlede gebeur het nie. Die Here kan dit herstel, en hy kan jou weer oprig, soos Dawid, vir 'n nuwe toekoms. En dit is die vierde teken van belydenis. Jy voel sleg, en jy wil skaam wees, en jy wil stil bly, maar daar's 'n plek, en 'n tyd, en 'n manier, waar mens moet kan praat, en sê, weet jy, dit was ek, maar die Here het my verander. En die Here wil dit gebruik om mense te kan oprig. Ek onthou ons het in Brazilpa uitreik, en die een ou gaan saam, en hy sê, maar sy getuienis, ek weet nie wat dit gaan beteken nie, want hy het alkoholprobleme gehad. Sê ek, nee, deel het. Jy weet nooit nie. En hy kom daar, en is 'n Oekraïne gewees, en hy deel sy getuienis, en 'n ma sit 'n man, en hy het alkoholprobleme, en hy kom gee sy hart vir die Here. So die Here kan ons sondes gebruik, as ons 'n hart van vergifnis, as ons 'n hart het, waar ons wil bely, en wil verander en vernuwe. As 'n storie vertel van 'n pottebakker, wat daar was 'n vaas wat gebreek het, die mense wou dit weggooi, toe sê hy nee, hy het dit opgebreek, en hy het krummels daarvan gemaak, hy het dit in water geweek, en hy het weer oorgemaak, en gevorm, en die nuwe vaas, was sterker, as die vorige vaas, en hy het die vingerafdrukke, van die meester gehad. So uit ons foute, kan die Here nog steeds iets moois van maak. Hy kan ons 'n rein hart skep. So vriende, ek wil julle aanmoedig, Dawid was sterk, en hy was 'n swak koning. Hy het Goliat laat val, maar hy het ook geval. Hy het groot gesondig, maar daar was groot berou ook vir hom gewees. God het hom vergewe en herstel, en toe nog steeds as 'n magtige koning gebruik. En daar is gesê van hom, hy is 'n man so na God se hart, ten spyte van wat gebeur het. En vanuit sy geslags register is Jesus gebore. So ons, met ons sonde, die Here gee vir ons tweede kanse. Ons het nodig om na hom toe te kom. En ons het nodig om hom te sê, Here, dis my Goliat. Dis waarmee ek sukkel. Ek is jammer hieroor. Kom was my skoon, kom vernuwe my, kom gee vir my 'n nuwe hart. Want dis al hoe ek kan herstel, en hoe die Here 'n nuwe plan deur my kan uitvoer. Iets gebeur in 'n ruimte van versoening met God en 'n versoening met mense. Mens kan dit nie beskryf nie. Daar's 'n verligting en daar's 'n vernuwing wat plaasvind. Mag die Here ons help
om ook soos koning Dawid, as daar goed in ons lewens gebeur, dat ons kan bely en dat ons kan vra dat hy ons vergewe en vernuwe en 'n nuwe hart gee. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil na U toe kom, Here, en ons besef, ons is ook maar soos Dawid, ons maak ook foute, ons sondig ook. En partykeer dan ignoreer ons dit, of ons wil dit nie erken nie, of ons maak dit af as onbelangrik, of ons wil nie dit aanspreek of verander nie. En ek wil vra, o Heilige Gees, dat niks vir ons so belangrik sal wees, as om ons verhouding met U te herstel nie, om regtig berou te hê, om 'n hart van God te hê vir sonde, 'n hart van God vir mense te hê. Kom verander ons harte, Here, gee vir ons U hart van liefde en van omgee en van vergifnis, net soos U ons vergewe. Help ons om daai genade ook aan mense uit te leef. Dankie, Here, dat U weer vir Dawid opgerig het en gebruik het as 'n magtige koning. Kom asseblief en werk in ons lewens en help ons om deur die goeie en die moeilike tye altyd te beleef dat U by ons is en dat ons deur U Gees U wil kan doen. Ek wil vir jou vra, terwyl die span vorentoe kom, om net te dink aan wat is dit in jou lewe wat die Heilige Gees jou nou oortuig nie reg is nie. En dit bring 'n skeiding in jou verhouding met God. Daai vreugde is nie daar nie, daar's skuldgevoelens, daar's nie lewe nie. Wil jy nie dit vir die Here kom gee en vir hom sê jy's jammer? En by hom kom smeek om jou skoon te was en 'n nuwe hart te gee. Romeine 8 vers 1 sê daar's geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Die duiwel wil mens skuldig laat voel, die Heilige Gees wil ons oortuig wat reg en verkeerd is. So volg die oortuiging en bely en gee dit vir die Here. En hy wil vir jou sê, maar as jy jou sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Kom ons staan saam en dan sing ons die slotlied. U tel my op, is baie gepas, en dan kom ons sing dit uit ons hart vir die Here.